Ek kuier vandag 'n bietjie in Stilfontein en ek gesels met wijkraadslid Pieter du Preez van Wijk 30 in Stilfontein. Dis korrek, ja. Pieter, vertel vir ons, die mense wat nou hierdie trekker al gesien het deur die dorp ry, waaroor gaan hierdie trekker van die Vryheidsfront? Die grootste doel van die trekker is ons sny self gras, ons tree in waar die munisipaliteit nie by die instandhouding van ons parke en goed kan bykom nie. Dis die groot doel van hom, maar dubbeldoelig help ons nou om 'n petisie op te trek. Ons doen die petisie in Stilfontein oor die verval van die infrastruktuur. Dit sluit in riool, stormwater, straatligte, elektries, alle verval op ons sypaadjies, ons paaie, ons potholes, alles ingesluit wat te doen het met infrastruktuur. Ek dink te min mense van Klerksdorp kom ry deur Stilfontein. Ja. En om vir mense net 'n halwe bietjie idee te gee. Die mense wat in Lahof al gaan rondry, amper die hele Stilfontein lyk so. Stilfontein se paaie val omtrent uitmekaar uit. Dis korrek, ja. Ja, ons het 'n groot probleem. Ons was gelukkig geweest om 'n kontrakteur te gekry het wat ons paaie kom regmaak. Die probleem was net, daar was brouwerk gedoen, daar was areas waar die pad verwyder was om te teer waar dit nooit gedoen was nie. Gedeeltes waar slaggate oopgesny was, wat net so gelos was, wat nie eers opgevul was, nie eers grys ingegooi was nie. Nou in sulke gevalle is die tender betaal, is die persoon betaal en het hulle die werk net eenvoudig nie klaargemaak nie, of is dit net eenvoudig brouwerk en dat hulle gestop is om aan te gaan? Ek dink dit het maar 'n gedeelte van al twee kante. Okay. Daar was 'n gedeelte wat hulle voorbetaal was, volgens wat ek gehoor het, wat dan nou nie wel gedoen was nie, soos die een straat wat ons noem moes gedoen geword het. Hy is nie gedoen nie, maar daai teer is aangewend op 'n ander area. Die kontrakteur het vir my gesê hy sê betaal nie, die raad het gesê hulle het hom betaal, hy het nie klaar gemaak nie. So daar is modder gegooiery tussen die twee. Daar sou 'n nuwe kontrakteur aangewys geword het toe die geld klaar vir die termyn. So nou wag ons, daar's gesê ons gaan wel 'n nuwe kontrakteur kry, ons weet nog nie wanneer dit gaan gebeur nie. Nou, jy het vroeër gepraat van 'n petisie. Ja. Vertel vir ons meer, waaroor gaan die petisie? Wat is alles in die petisie? Die petisie gaan oor die hele infrastruktuur. Waar dit gaan is, dit gee ons die mag om te kan sê, maar die mense is moeg. Die mense, ons soek hulp. Ons moet antwoorde kry. Ons rapporteer goed, ons kry nie altyd die antwoorde terug nie. Ons kry 'n antwoord soos noted. Ek kan nie terug na die gemeenskap toe en vir hulle sê. As hulle vir my 'n vraag vra, ek kan nie vir hulle sê noted nie. Hulle verwag 'n antwoord van my af. Ja. Dis 'n woord waarvan ek nie hou daai nie. En ongelukkig, baie van die mense daar buite is baie keer onder die indruk dat 'n raadslid doen werk, maar ongelukkig 'n raadslid is eintlik maar net 'n spreekbuis vir die gemeenskap na die mense. Wat kan julle as raadslede vermag? Die belangrikheid tussen dit is as 'n raadslid, jy is die spreekbuis tussen die gemeenskap en die raad. As daar probleme is, moet dit aangemeld word. Ons het wel 'n probleem waar hulle die twee te mekaar opspeel waar vir ons gesê word, maar daar's klagtes. As ek ingaan dan sê ek maar ek het klomp rioolverstoppings, dan sê hulle maar word nie gerapporteer nie. Alhoewel ek het rapporteer, is dit eensydig. Die onus lê nog steeds op die verbruiker of die inwoner om dit ook self aan die raad te rapporteer en dan vir ons om dit te eskaleer. Maar ja, dit is baie belangrik. Ons is die spreekbuis na die munisipaliteit. Ons moet seker maak dat die departemente bewus is van die klagtes. Ons het nou 'n geval gehad waar mense vir oor die 3 dae sonder krag gesit het. Ons het Vrydag ingespring, ons het erg gedruk op hom. Direkteur infrastruktuur het na die tafel toe gekom, hy het spanne uitgestuur. Saterdag aan 12:00. Toe ry ek van die toneel af weg, toe hierdie mense die elektrisiteit na die 3de dag. En ongelukkig, dis een van daai ongesiene take wat die gemeenskap nie raak sien nie. Dat julle werk nie normale 8 tot 5 werksdae nie. Nee, glad nie. En ek staan ongelukkig tot 3 uur in die oggende nog op plekke. Ek sien van die ouens wat daar graag wil wees waar die werk gedoen word, want ek wil self sien wat gaan aan ook. En mens kry nie altyd die nodige terugvoer nie, maar deur daar te staan, kan ek tot aan die direkteure terugvoering gee oor wat op daai stadium daar gebeur. So ek voel die belangrikheid is daar om die heeltyd daar te wees. Dit maak dinge moeilik want ons het raadsvergaderings ook, ons het ander verpligtinge ook wat my dan uit die gemeenskap uithaal en my binne in 'n raadsaal gaan insit. En die tyd wat ek daarso sit, kan ek nie die regte terugvoering gee nie want ek is nie daar waar ek die inligting kry nie. So dit maak dinge vir ons baie moeilik, maar ja, dit is baie belangrik jy het
Daar's verskillende aspekte om 'n raadslid te wees, soos om in te gaan raad toe, opvolgwerk te doen, maar dan ook om op die grond te wees waar die werk gedoen word. Ek dink baie min van die mense daar buite besef dat al hierdie goed gedoen word deur raadslede. Dis korrek. En dis ongesiene. Ja. En dit maak dit ongelukkig tot 'n mate ondankbare werk, baie soos 'n polisieman tipe. Definitief, ja. Nou, onder andere is daar ook straatbeligting wat 'n probleem is. Dis korrek, ja. Ondervind julle dit hier ook? Ek weet, Ja. in Klerksdorp is daar 'n erge probleem. Ons het 'n baie groot probleem met dit. Daar is 'n projek, hulle noem dit die Rejuvenation LED projek, waar hulle die straatligte wil verander na LED's toe. Soos ons nou kan sien, daar is die straatlig besig om te skyn, is helder oordag. Dan kry ons die geval as ons nou vanaand hier aankom, as hy lig dood. So dit wil vir my sê, daar's 'n ander probleem aangaande dat die ligte op areas ook nie werk nie. Maar dan kry ons die ander gedeelte waar ons straatligte gesaboteer word. Hulle breek fisies die stukkies koperdraad binne in die konkreetpal, ruk hulle uit. Dan werk hy lig en as een dood is, dan skakel hy 'n paar ligte af. Ja. So ja, daar's die kriminele element op dit en dan dink ek daar is maar 'n probleem ook met die telemetrie gedeelte of met die day-night switch wat dit moet aan en af sit, maar ja, daar is definitief 'n probleem. Net soos die hele Kosh area. Ek sien julle het 'n vlee probleem ook hierso. Ja. Ja. Maar Ek dink hierdie hoel dra so 'n bietjie by tot daai probleem. ek wil nou net sê, is dit dalk 'n bietjie van 'n bydraende faktor dat julle 'n riool probleem het? Ek weet daar in Klerksdorp is 'n voorbeeld in Buffeldoornweg. Was daar verskriklike aaklige reuk. Ja. Is dit 'n tydelike probleem of is dit nou maar 'n algemene probleem, die riool probleem? Dis 'n probleem wat homself die hele tyd herhaal. Ons staan redelik naby aan die klein pannetjie nou wat 'n opgaardam is vir stormwater. En wat wel gebeur is ons kry op plekke waar die riool oorgaan in die stormwaterstelsel in. Dan loop dit binne in daai pan in en dit stink verskriklik. So dis nie 'n aanhoudende probleem maar hy herhaal homself die hele tyd, ja. En dan 'n ander groot probleem is die oorstroming in die hoofpad. Ja. Baie mense sê maar dit is party mense sê dis 'n SANRAL probleem, ander sê dit is 'n munisipale probleem. Wat is die oorsaak van die probleem en hoe kan dit opgelos word en wie is verantwoordelik daarvoor? Dis baie interessant wat jy dit nou noem. Ek self was deel van die infrastruktuurkomitee. Ek het oorgegaan na Sports, Arts and Culture toe. Maar in die tyd wat ek deel was van infrastruktuur, het ek vir hulle gesê, waar hulle vir my gesê dis die pan buite die dorp wat die water op die N12 veroorsaak. Wat ek vir hulle gesê het, wel dit is nie, dis stormwater. Met die onlangse foto's wat geneem was met die drone uit die lug uit, kon jy duidelik sien daar waar die water uitkom is 'n 1.8 meter in deursnee stormwaterpyp wat onder die huise uitkom. Nou daai ding in die voorkant uit 'n grid voor. Nou enige pyp wat water intrek, al die gemors wat saamkom, bou op voor die grid. As jy die lugfoto kyk, sal jy sien voor die pyp het hy 'n V oopgemaak na die N12 toe. So daai pyp het die water uitgestoot na die N12 toe. So alles wat voor hom gelet het, hy skoon gestoot voor hom en die N12 was onder water. Daai is 'n stormwaterprobleem. Daai water terwyl die N12 so onder water was die klein pannetjie wat daai water moet opvang leeg. So dit sê vir my die water kom nie by die klein pannetjie uit nie. Hoe ons stormwaternetwerk werk. Hy kom van die bokant af deur. Daar is 'n gedeelte wat afgaan agter by Spar by Winnie Mandela Straat met 'n vooragter wat daai water in die veld invat. Dan meer hierdie gedeelte waarop ons nou staan. Al hierdie stormwater loop na die klein pannetjie toe. Van die klein pannetjie af is daar 'n kanaal reg langs Stilfonteinweg wat toegebou is soos 'n sypaadjie. Daai water loop dan daarvan af na die groot pannetjie toe. En van die groot pannetjie af het dit uitgegaan uit die dorp uit waar dit dan opgeëindig het op die einde in die Kokemoerspruit. En daar is 'n hoe kan ek sê inval op die hele stelsel. Regoorkant my kantore by Continental het die teerpad ingesak, die concrete slabs wat bo daai ding gaan lê in. Jy kan binne in daai stormwater met ander woorde, dis nie 'n SANRAL probleem nie. Nee. Dis eintlik 'n probleem van die infrastruktuur van die munisipaliteit. Ja. Die stormwater veroorsaak die probleem wat dan SANRAL se probleem raak. Ja. Want hulle is verantwoordelik vir daai pad. Dis 'n ketting. Dis 'n kettingreaksie. Ja. Die een veroorsaak die volgende probleem. Maar is definitief stormwater. Ons het dieselfde probleem gekry die eerste keer van wat ek bewus is, waar daai water oor die pad daar was in 2010. Vroeër jare, ek is hier van dat ek 'n jaar oud was,
het ons 'n probleem gehad meer verby die ou golfklub, Potchefstroom. Is daar 'n gedeelte wat water oorgekom het. Maar nie. 2010 was die eerste keer en daarvan af het ons dit telke male meer gesien. En dan ook hier op die punt van Kerwel en Jan van Riebeeck nou. Was daar 'n klomp huise hier wat ook onder water was die tyd wat dit gereën het. Ja. Ek het in die een huis ingeloop, was omtrent so 30 cm diep in die water. Genade. So dis definitief stormwater. So dis nie net Klerksdorp wat stormwaterprobleme het nie. Hier is dan ook en dit Nee, moet glad nie. uitgesorteer word. Definitief, ja. Raadslid, baie dankie. Waardeer dit en ons wens julle voorspoed. As mense wil deelneem aan die petisie, hoe gaan hulle te werk? Ons het 'n aanlyn petisie wat ek sal deel met julle op die groep waar die mense hom aanlyn kan invul. Ons Ek beweeg sal dit hierdie hier onder aan die skerm bysit. Daar's hy. En dan het ons beweeg by die trekker deur na punte toe waar ons die ouens dan vra om te teken of soos by hulle huise gaan. Ons het heidaglik het ons George's Butchery in Stilfontein, hulle het 'n lys by hulle. Daar's 'n lys by die Karwas by Midtown. Die mense kan daar invul of hulle is meer as welkom om my te kontak. 100%. Daar's hy. Baie dankie Pieter. Baie dankie. Lekker dag verder. Daar's hy. Dankie.